Heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. U die soewereine opperheerser van hierdie wêreld, hierdie aarde. Aan U al die lof en eer en aanbidding wat ons bring. Here, vereer ons deur U teenwoordigheid en bedien ons asseblief, Here, deur U Gees wat deur die woord tot ons spreek. Verklaar die woord tot ons harte en mag Jesus verhef word, sodat ons nader aan hom getrek kan word, is ons bede in Jesus naam. Amen. Ek nooi u om saam met my te blaai in u Bybel na die boek van Markus. Die boek van Markus, die 14de hoofstuk, en as jy nie Bybel saamgebring het nie, kan jy saam met my lees op die bord. Ek lees vir u voor uit die 83 vertaling van die Bybel. Markus 14 en daarvan vers 43. Op daardie oomblik terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daaraan met 'n klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daarby gestaan het 'n swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang, asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek besig by julle om mense in die tempel te leer en julle het my nie gevange geneem nie. Maar die skrif moet in vervulling gaan. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'n Sekere jong man is saam agter Jesus aan met 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Mag die Here die geleesde gedeelte uit sy woord vanmôre tot ons harte seën. 2 verse in Markus 14 wat vir my 'n besondere intrige hou. Wat my die jare laat wonder het waaroor en hoekom dit in die Bybel is. Dis vers 51 en vers 52. 'n Sekere jong man is saam met Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense het toe gegryp na hom, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Ek het gewonder wat ek die titel van vandag se oordeenking moes noem. Miskien 2 boude in 'n wit laken. Nee, dit sou nie werk nie, dit sou nie deeg nie. Dis te gewaag. Dis ontoepaslik. Dit klink eerder na een of ander ex-gegradeerde hygroeman. Nee, dit sal nie werk nie, maar wag so 'n bietjie, dit staan hier in die Bybel. Vers 52 lees, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Nou gelees teen die groot gebeure van Jesus se lyding, sy kruisiging en sy sterwe, raak hierdie 2 verse amper net verlore tussen al die groot detail. Immers, dis so asof die skrywer van hierdie evangelie dit net so terloops noem. So terloops het hierdie sommer hier gebeur. Maar die vraag wat ek vanmôre vra is dit werklik so terloops? Hoekom skryf die skrywer van Markus hierdie 2 verse in die Bybel? Dis eintlik eers wanneer ons stil staan en werklik probeer gryp wat die skrywer vertel, dan besef ons dat hier 'n mini-drama is wat eintlik uitspeel en dat daar veel intriges is, amper soos 'n kaleidoskoop wat voor ons oë oopgaan en sekere temas aan ons wil voorstel. Soveel raakpunte en temas wat uit hierdie 2 verse vloei. Dalk het die verhaal soos volgend plooi. Net die skrywer sal eintlik eendag die detail vir ons kan verifieer en die besonderhede kan verifieer.
En daarom omrede daar net hierdie 2 verse is in die Bybel wat praat oor hierdie insident, wil ek vanoggend vra dat u my digterlike vryheid sal gee, dat ek dalk vir u 'n verhaal kan vertel oor hoe hierdie verse dalk afgespeel het in die lewe van hierdie jong man. Hier is die konteks. Dis donderdag aand. Dis die dag voor die kruisiging. Vroeër die aand gedenk Jesus vir oulaas die Paasmaal saam met sy disippels. En dan sien ons verskuif die toneel na Getsemane. Dis ongeveer middernag. Die verraad is afgehandel. Judas het seisoen geplant. Die gewapende skare het Jesus gegryp en hom gearresteer. Die disippels het beloof om by hom te bly. Ja, dit beloof, plegtig. Maar ons sien dat die profesie vervul is. Vers 49 dui aan dat daardie skrif wel waar geword het, want vers 50 vertel, toe het sy disippels hom in die steek gelaat en weghardloop. En dan onmiddellik daarna kom hierdie flitsende verhaal. Daarna kom verslag van 'n jong man wat Jesus gevolg het, en toe hy gegryp is, het hy sy linnedoek laat vaar en gevlug. Dis betekenisvol dat hierdie jong man beskryf word as iemand wat Jesus gevolg het, al was dit kortstondig gewees. Wie is hy? Wie is hy? Eerstens, nie een van die ander evangelieskrywers noem hierdie insident nie. Dit kom net in die evangelie van Markus voor. Tweedens, die laaste nagmaal se uitspeel, of waar dit plaasgevind het, het in 'n bokkamer plaasgevind, so sê die woord vir ons. Bokkamer in die huis van Markus gehou. En derdens, as 'n mens eintlik mooi daarna moet kyk en daaroor redeneer, dan sal mens eintlik besef, wie het nou eintlik die beste motief om in hierdie insident sy naam te noem of geheim te hou? Natuurlik die skrywer wat daarvan praat. So jy wou gehad het dat iemand oor jou moes geweet het, dat jy die een was wat weghardloop, en daarop ook sommer nog kaal. Sien, die boek van Markus word eintlik tradisioneel toegeskryf aan Johannes Markus as die skrywer. Let wel, later in die woord word hy beskryf as 'n metgesel van beide die apostel Petrus en die apostel Paulus. So dis in uniekheid slegs Markus wat hierdie verhaaltjie neerpen en hierdie naamlose navolger van Jesus is en sy verhaal vertel. Iets ruk jou uit die slaap. Dis net na middernag, jy word wakker gemaak deur 'n geraas onder in die straat. Dit klink amper soos 'n geklinkel van kettinge, 'n gemarseer, 'n opgewonde gebabbel. En half deur die slaap loer jy by jou venster uit, en terwyl jy eintlik nog probeer fokus, skielik is jy waalwyd wakker. Maar dis hy. Kan dit hy wees? Jy herken die persoon wat so rondgestamp word en aangejaag word soos 'n skaap. Immers, hy het nog gisterand by julle aan huis geëet. Hy was in Ma se bokkamer. Dit is die Jesus wat 'n paar ure van tevore nagmaal bedien het aan sy disippels, daar in Ma se huis. Iets gebiedend dwing jou, nee, dit dryf jou onwillekeurig om uit die bed uit te skiet. Iets oorweldigend dryf jou, dring jou, verplig jou om te gaan kyk wat gebeur met hierdie geboeide man. Tyd vir klere is daar nie. Jy gryp sommer die laken wat daar is en jy draai dit om jou kaal lyf en jy so flits by die deur uit. Jy sluit aan by die voorste punt van die gevolg. En jy vind jouself so 5 tree van die gevangene, wat uitmergelend voortstrompel. Sy gesig bevlek met mengsels van sweet en bloed. Sy klere sweterig en stowwerig, sy polse styf vasgebind. Jy kan eenvoudig nie anders nie. Daar is 'n onweerstaanbare magnetiese aantrekking wat jou net eenvoudig dwing om naby aan hierdie man te kom. Skielik pulder 'n stem uit, gryp hom. Dis een van sy volgelinge.
En wat volg is 'n emosionele flitsfoto van chaos. Instinktief soos 'n bok wat skrik met dierlike selfbehoud, skiet jy soos 'n pyl uit 'n boog weg van die grypende hande wat jy wil vasgryp, daai hande wat jy wil vang. En dis net die laken wat agterbly in hulle hande. En dan roep die stem bulderend en bevelend uit, vat die laken en gooi dit oor die rug van die gevangene se skouers. En ek wil hê dat u net 'n geheuenota moet maak oor die laken, oor die kleed. Onthou dit net. Nou as jy toeskouer van die gebeure van daardie aand moes beskryf, dan sou dit dalk soos volg gewees het. Dalk sou jy die volgende toneeltjie net gesien het, daar wat afspeel, 'n beweging. Iets soos 'n laken wat wapper, 'n geskarrel van mense en dan 'n kaal lyf wat in die nag verdwyn. 2 boude, 'n man wat naakrieme leer lê en weghardloop. Genadiglik omvou die donkerte sy verdwynende naak-silhouet. En dan vir 'n oomblik wonder jy wat daar aangaan. Maar gou-gou is dit vergete en die optog met Jesus is besig om verder aan te beweeg in die rigting van die huis van Kajafas, die hoëpriester. Vir 'n oomblik kyk Jesus om. En die vreesbevange oë van die jong man en die pyndeurdrenkte oë van Jesus ontmoet vlugtig. Dis daardie kyk van gewonde liefde wat inets op jou hart. Nog 'n dolk in die hart van Jesus, nog 'n disipel wat weghardloop. Al was dit net 'n kortstondige gevolg. Hierdie 2 verse in Markus 14, as 'n mens eintlik mooi daaroor begin nadink, stel allerhande temas aan ons voor. En die eerste tema wat ek aan u wil voorhou vanmôre, is die tema van naaktheid. En mense kry eintlik omtrent net 3 tipes naaktheid. Die eerste naaktheid is eintlik die naaktheid van onskuld. Dis eintlik die mooiste naaktheid. En wanneer ek aan hierdie naaktheid dink, dan dink ek aan onskuld. Dit kom my op wanneer ek foto's sien van my 2 kleinkindertjies, 'n seentjie van 4 en 'n dogtertjie van 2 wat saam bad. Hulle speel onskuldig saam. Hulle is kaal, maar hulle besef dit nie. Daar's geen skaamte nie, daar's geen verwydering nie. Hulle dink nie eers aan skaamdele nie. Dis doodnatuurlik om net te speel. En dit was ook so met God se eerste 2 kinders. Genesis 2:25 sê, hulle 2, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. En in die begin het Adam en Eva eintlik naak voor mekaar en voor God gestaan, sonder vrees, sonder skuldgevoel en sonder skaamte. Hulle naaktheid het onskuld, openheid en volle vertroue gesimboliseer. Geen maskers, geen geheime, geen selfbeskerming. En broers en susters, dit is die ideaal vir jou en vir my. Nie fisiese naaktheid nie, maar geestelike deursigtigheid. Om met God en met mekaar te wandel in waarheid en eerlikheid en openheid en in liefde. Daarteenoor wil ek die volgende aan u voorhou. Onbeskaamde naaktheid. Dis beplande naaktheid wat beplan om tentoon te stel. Dis wulps, dis sensueel, dis uitlokkend en bedoel om skaamteloos te verlei. By implikasie is hierdie genaaktheid ook so dat daar nie 'n greintjie ongemaklikheid is wanneer 'n mens so naak verskyn nie. Dit pronk sedelose sondigheid. Dis die naaktheid waarvan Satan hou. Dis die naaktheid wat hy voorhou en dit is die naaktheid wat slagoffers tot 'n val bring. En dan kry mens derdens die naaktheid van vrees. En so word dit ook aan ons vertel in die verhaal wat ons sopas gelees het. En ook is daar 'n verwysing na die gedrag in Genesis 3. Dit dui aan toe Adam en Eva die vrug geëet het, is hulle oë oopgemaak en ewe skielik besef hulle dat hulle naak is. En daardie vreugde, daardie onbeperkte vreugde verander in skaamte. Sonde het skaamte gebring. Wat eens onskuldig was, het 'n bron van vrees geword.
Hulle het hulle self probeer bedek met vyeblare toemaak, probeer om vir God weg te kruip. Naaktheid het nou skuld ontbloot en gebroke intimiteit gesimboliseer, 'n verbrokkeling van verhouding wat eens spontaan plaasgevind het. My naloop verander in 'n draf en my asemhaling begin normaliseer. En dan besef ek dit, o wee, ek is skaal. Wie het my dalk gesien? En nog erger, het iemand my dalk erken? Instinktief kies ek die stil verlate straatjies van die Getsemane woonbuurt as roete terug huis toe. En gelukkig is die agterdeur se knip nie gesluit nie en ek sluip stilletjies terug na my bed toe. Maar die slaap ontwyk. Alles speel in my brein in flitstonele af. En dan tref dit my, wat gaan ek vir ma sê oor die laken? Wat gaan ek vir haar sê? Dalk het hulle dit ergens langs die pad laat val. Son is al op en ek stap in die rigting van Kajafas se woning, maar halfpad soontoe keer iemand my voor. Daar's drama op Golgotha. En nou is dit nie net die laken wat op soek is nie, maar hier is nou 'n nuut gevonden nuuskierigheid. Eintlik gaan dit oor die kyk. Die kyk, die gelaat van empatie, die pyn, die desperaatheid en verwagting in daardie oë. Daardie kyk wat nie veroordelend was nie. Daardie kyk wat eintlik vir my genooi het om hom te volg ten spyte van my skande. Sien, dit werk net so. Dat wanneer Jesus langs jou weg kom, dan kan en sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Immers herinner Paulus ons in Romeine 2 vers 4, besef jy nie dat dit God se goedheid is, wat jou tot bekering lei nie. Dis Vrydagoggend skuins na 9. Wat ek sien is oorweldigend, ek snak na my asem. Dis inderdaad Jesus, wat uitgestrek en naak hang aan die kruis. My oë skiet vol trane en terwyl ek probeer fokus, sien ek dit daar aan die voet van die kruis, daar lê dit die laken, die kleed van my skande. Baie vuil en bevlek met bloeddruppels. Eers probeer ek wegtyns, ek probeer vlug, maar ek kan nie, die toneel vir my oë is onweerstaanbaar aangrypend. Dit kom ruk hier diep in my hart. En terwyl ek verstar kyk na die sterwende Jesus, kom daar insig in my wat oortuiging bring en ek besef wat eintlik hier voor my oë besig is om af te speel. En daarom beskryf die apostel Johannes dit so in die 12de hoofstuk vers 32, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal alle mense na my toe trek. Terwyl ek nog verstar toekyk, kom daar 'n besef dat ek meer lewend ingetrek word in een van die grootste uitruiltransaksies wat ooit gebeur het. Die dinamika van die storie verander en neem 'n onverwagse kritiese wending aan, wat afspeel en wat spreek onwillekeurig tot die diepste grond van my hart. Geestelike inspirasie help my om die toneel wat voor oë afspeel te begryp. En dan kom die groot besef. Ek is in die teenwoordigheid van een wie alles van my weet. Ek hoef nie weg te hardloop nie. Ek hoef nie meer my skaamte te bedek nie. Jesus is van sy rein klere gestroop, sodat hy weer in die vuilheid van my sonde bekleed kan word. Hy dra my besoedelde klere aan die kruis, en omdat hy hulle dra en die straf daarvoor betaal, is daardie besoedelde klere vir ewig vernietig. Dis asof ek die uitnodiging hoor, los net jou vuillappe hier, los hulle, bring jou skandes. Ek wil dit in die put van vergetelheid gooi. En dan stel die boodskap dit eintlik so pragtig, 2 Korintiërs 5:21, maar God het hom aan die kruis in ons plek in sonde verander. Hy het al ons sondes daar op Christus afgelaai, sodat ons wat in hom glo se verhouding met God nou herstel is. Dis ongelooflik.
Dis eintlik onbeskryflik. 'n Uitruil transaksie wat glad nie sin maak nie, dit's verstommend. Dis eintlik onlogies. My vuil besoedelde lappe vir Jesus se vlekkelose kleed van geregtigheid. En dis hier waar die narratief verander. Dis hier waar die storie verander van die skande van my hart en die skande van Golgotha na die heerlike goeie nuus van die evangelie. En wat is die evangelie? O gelowiges vanmôre, die evangelie is niks anders as die goeie nuus van verlossing deur die gestorte bloed van Jesus op die kruishout van Golgotha vir jou en vir my. En nog meer, hierdie evangelie beloof vir my eintlik 'n nuwe klerekas. Daarom getuig Jesaja in die 61ste hoofstuk vers 10, hy sê, ek verheug my grootliks in die Here, my hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek. Uit hierdie kaleidoskoop temas in hierdie verhaal, val die soeklig nou op die kleed. Die kleed. Dis uiters aktueel. En dit raak elkeen vanmôre, dit raak jou lewe en dit raak my lewe, dis kontekstueel. Die gelykenis in Matteus 22 maak ons eintlik attent op die belangrikheid van die kleed. En hier is die konteks, dis die gelykenis wat Jesus vertel oor die bruilofsfees, Matteus 22 van vers 1 tot 14. En dan val ons oë op vers 11. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Nou wil ons vir onsself dan vanmôre vra, hoekom is hierdie gelykenis van Jesus dan so belangrik? As Bybelstudente van profesie weet ons dat in Daniël 8 en 9 as ook die verhaal van die dag van versoening in Levitikus 16 vir ons vertolk wat die rol van Jesus se bediening is as hoëpriester en dat daar tans 'n oordeelsproses aan die gang is in die hemelse heiligdom. Dit dui ook daarop aan dat Jesus eintlik besig is om die finale en laaste fase van sy bediening te voltooi, voordat hy sy toga as advokaat ophang en sy scepter en sy kroon in sy hand, sy kroon op sy hoof plaas en sy scepter in die hand hou, en dan kom om sy uitspraak te lewer, die loon saam te bring. Terselfdertyd, in die konteks en die belangrikheid van die kleed, besyn ons die eerste engelse boodskap in Openbaring 14 vers 7, en dit dui die tydkonteks aan, dit gee vir ons die dringendheid van die boodskap. Hier is 'n waarskuwingsboodskap aan eindtydbewoners, Openbaring 14:7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee aan hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het aangebreek. En daarom sien ons die toepassing van Matteus 22, dui eintlik daarop aan dat die koning besig is om die gaste te inspekteer. Hy stel ondersoek in. Hy kyk na elkeen van ons en hy soek slegs een ding. Hy wil weet, hy wil kyk, hy wil sien of ons die kleed dra. Want daar was iemand in die verhaal wat gedink het sy eie klere is goed genoeg. En toe vra die koning vir hom, meneer, hoe het jy hierin gekom? Dis wat God wil hê wanneer hy kyk na ons. Hy wil inspekteer, hy wil kyk wat het die evangelie aan my lewe gedoen. Nie dat ek net reggestel is met Jesus en ten opsigte van die offer van Jesus wat my regstel met God en my sondes bedek en betaal. Ja, dit is belangrik. Maar God wil kyk of ons verander het. Met ander woorde, of die evangelie wat ons glo, wat ons indra in ons lewens, of daardie evangelie eintlik 'n effek gehad het, of ons verander het, of ons die vrugte van die Gees lewe, wat eintlik 'n beskrywing is van 'n autentieke Christen, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis waarna die koning kyk. Hy wil kyk of sy seun die dowwe beeld wat sonde uitgewis het, of daardie beeld besig is om te herstel in die lewe van sy kinders.
En daarom, broers en susters, vanmôre, die roete na die bruilofsfees in die Nuwe Jerusalem moet eers via die kruis van Golgotha gaan. Daar's net een manier hoe ek dit gaan maak. Net een manier. En dit is dat ek bekleed is met die kleed van Jesus, God se seun, en sy verdienste, sy geregtigheid, is alleen die waarborg wat my toegang gaan bied tot die bruilofsfees van die Lam. En daarom vanmôre vra ek, hoekom is hierdie vers in die Bybel, hierdie 2 verse, hierdie bizarre ou toneeltjie, wat sommer so in die agtergrond afspeel? Eintlik stel dit die wonderlike reddende hart van God aan ons voor. En ja, al is ek net 'n navolger vir 'n paar tree, al doen ek dit net vir 'n klein rukkie, sal Jesus alles in sy vermoë doen om my te red. In sy groot liefde verander Jesus my verleentheid na sy geleentheid. Kan dit wees dat deur God se voorsienigheid hierdie insident eintlik die aanleiding kon word tot 'n bekeringservaring wat Johannes Markus ervaar het in sy lewe? Waar sy verleentheid en skande en naaktheid hom eintlik gelei het na die voet van die kruis. Waar Jesus in liefde sy hart oorwin het en ingang gevind het tot sy hart en hy Jesus se reddende kleed en sy verdienste aanvaar het sodat dit sy naaktheid kon bedek. Hoe sal ons weet? Dalk beaam hy dit so eendag in God se nuwe wêreld. Ons lees immers van hom in die Nuwe Testament dat hy 'n metgesel geword het en 'n evangeliebedienaar geword het saam met Petrus en saam met Paulus. So iets dinamies moes hom tot bekering gelei het in sy lewe. Maar wanneer ek dieper kyk na hierdie 2 verse, dan word hulle eintlik vir my 'n spieël. Dis nou my een ding van anonimiteit. Niemand word 'n verdagte nie. Enige iemand kan die skoen aantrek as dit pas. Die ander groot voordeel van naamloosheid is natuurlik dat dit pynloos is. So geen name word genoem nie, so niemand kan eintlik seer gemaak voel nie. Koos Du Plessis sing juist daarvan in een van sy liedjies. Hy sing, as niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy tog niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie. En baie keer verlang ek ook na sulke anonimiteit. Om net onsigbaar te kan insmelt in die skare, in die groter gros mense, in die konsensusgroep. Ek moet bieg tot my groot skaamte dat ek dit al baie keer gedoen het. Die jongman se vrees herinner my eintlik aan my eie vrese. Aan al my eintlike mislukkings waar ek ontrou was aan Jesus. Oomblikke wanneer die egtheid van my verbintenis met Jesus eintlik getoets is, waar ek besluite moes neem tussen reg en verkeerd. Al die kere toe my oordeelsvermoë in daardie oomblik deur vrees beheer was. Ja, baie keer het naamlose gevare my as disipel van Jesus bang gemaak en van hom weggedryf. Naamlose gevare wat die grypers is van die bose korrupte wêreld en wat in diens staan van Satan, die groot gryper, wat my uit Jesus se hande wil uitgryp, sodat ek bang en moedeloos sal word en sal ophou om hom te volg. Soveel keer tot my groot skande is ek deur die groot gryper ontseën nie, om in die hitte van die oomblik oor te gee aan my eie oorlewingsinstink. Die maklike uitweg waar ek uit my Christelike en morele klere vlug, met die hoop dat die duisternis my skaamte sal bedek, en dan lê ek rieme neer om te ontsnap en weg te kruip, en waar ek hoop dat niemand my sien of my herken het nie. En keer op keer herhaal dieselfde patroon. Versoeking, geestelike weerstand wat verkrummel, 'n naakte silhouet wat rieme neerlê om weg te kruip in die donker, om skuilings te soek van 'n treiterende stem van die groot gryper Satan wat herhalend soos 'n massakoor 'n refrein in my ore sing, jy's pateties, daar's geen hoop vir jou nie.
As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy tog niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie. Die vraag is net, is dit werklik so? Kan ek ongesiens by Jesus probeer verbyglip? Is kenmerkend dat God se eerste 2 kinders, Adam en Eva, ook by Jesus wou probeer verbyglip. Soveel so dat Jesus vir hulle uitroep en sê, kinders, waar is julle? Het God dan nie geweet waar is hulle nie? Natuurlik het hy geweet waar is hulle. Maar die vraag wat God eintlik vra is, kinders, hoekom is ons ewe skielik so ver van mekaar af? Dis 'n vraag wat gaan oor distansie, oor nabyheid. En hier vestig die kaleidoskoop van hierdie 2 verse in Markus 14 my aandag regtig op die ligging van my disippelskap. Dit evalueer in plaas die soeklig op my volgafstand van Jesus. Hoekom volgekom? Waarom volgekom? Is dit vir my belangrik om Jesus te volg? Watter distansie is daar tussen my en Jesus? Is ek in die buitekring of is ek 'n binnekring navolger van Jesus? En ek moet erken, daar's 'n sekere bekoring en intrige rondom Jesus, iets wat my dwing om 'n tipe gedrewe nabyheid te volg. Ek wil deel wees van die skare. Hy het my belangstelling geprikkel. Ja, ek sal meer wil weet van hom. Ek sal selfs graag identifiseer wil word as een van sy volgelinge, maar slegs binne die beperking van my gemaksone. Ek voel meer gemaklik as ek Jesus op 'n afstand volg. Per slot van sake, my godsdiens, my ervaring met Jesus is privaat, is persoonlik. Dis my unieke ervaring. Dis my makliker om net bietjie meer in te smelt met die groter groep. En ja, dit mag die pad van minste weerstand wees om Jesus so te volg van 'n afstand. Maar duidelik in kontras, en hier is die realiteit, wanneer ek reg agter Jesus volg, reg in sy voetspore volg, dan neem die wêreld notisie. En hier kom die getuienis van Jesus se binnekring disippels, terwyl hulle oor hom preek. Hier kom die getuienis, Handelinge 4 vers 13, getuig die Joodse raad en skrifgeleerdes, dat hulle erken is as mense wat saam met Jesus was. Onmiskenbaar het hulle sy woorde, sy lewe tentoongestel. Hulle was sy volgelinge, sy binnekring navolgers. Daarom vra ek vanmôre, hoekom is hierdie 2 verse in Markus 14? By implikasie dwing die kortstondige verhaal my tot 'n keuse, slegs 2 opsies vanmôre. Buitekring of binnekring disipel van Jesus. Daar's niks veilig daaraan verbonde om Jesus naby te volg nie. Inteendeel, dis radikaal riskant. So wat is die koste? Dit verg iets groot van my. Hier is Jesus se woorde in Lukas 9:23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke tweede dag opneem. Nee, elke dag opneem en my volg. So wat is die koste van disipelskap? Dis die koste van my onafhanklikheid, my gemak, my selfgesentreerdheid, my aardse selfbeheer, die sekuriteit. Dis wanneer ek dit moet opgee. Dis die koste om myself ten volle oor te gee aan die een wat my die beste ken en wat my die meeste liefhet. En dit gaan baie keer teen die grein van dit wat ek bereid is om op te offer. Daarom is dit om Jesus te volg, om 'n werklike praktiese voorbeeld te sê, elke môre te sê, Here, ek bring vandag my nietige sondige self na U toe. Ek kan nie, maar U kan. Ek lê my hele lewe voor U neer. Kom leef uit U lewe in my Jesus. Help my om my verbintenis met U sekuur te hou. Ek wil myself ten volle aan U gee, 'n oorgawe maak. Dit, my liewe broer en suster, is wat dit verg om 'n binnekring volgeling van Jesus te wees.
Sien, om Jesus te volg is nie eintlik 'n enkel besluit soos 'n trouseremonie nie. Om Jesus te volg is eintlik die huwelikslewe. Dis 'n ander leefstyl. Dis 'n langtermyn verbintenis. Dit verg daaglikse deurlopende aanhoudende toewyding en 'n wilsbegeerte in my lewe om te sorg dat hierdie verhouding gaan werk. Hoekom is vers 51 en 52 van Markus 14 in die Bybel? Ingeweef in die intrige van die verhaal wat uitspeel, ontdek ons eintlik die hart van 'n God van medelee en simpatie. Hy tree op met my met die hart van 'n volmaakte Heer, want sien uit respek vir die jong man, word hy nooit geïdentifiseer nie. Hy word nie ontmasker nie, hy word nie verkleineer nie, hy bly naamloos. Jesus se hart van sensitiewe liefde verlekker hom nie in my skande en my verleentheid nie. Hy poog altyd om my integriteit te beskerm. Tog wil ek voorhou vanmôre dat hierdie jongman eintlik 'n naam het. En wanneer ek dit sê, word ek en jy eintlik nou 'n verdagte. My skuldige gewete laat my perfek in sy skoene staan. Weet hulle dalk dat dit ek was? Het iemand my dalk gesien? Vraag is vanmôre, kan ek ongesiens by Jesus probeer verbyglip? Ek wil vir julle sê 1000 maal nee. Ek is nie regtig so anoniem nie, want Jesus weet alles van my. Hy weet alles van my. Ek is nie werklik naamloos nie. En daarom vra Jesus indringend vanmôre, waar is jy? Want die realiteit is, ek bevind myself ergens in hierdie verhaal. Miskien flits jou gedagte terug, selfs gedurende die afgelope week, na 'n laken wat fladder, 2 boude en 'n kaallyf wat in die nag verdwyn, iemand wat naakrieme neerlê. Dalk voel dit of jy heeltyd hyg na asem, vir al die kere wat jy moes weghardloop. Waar is jy? Dit voel of ek nie eintlik wil antwoord nie. Want in die diepte van my skuld en angs soek ek ontsnapping in die donkerte. Daar waar ek my skande probeer wegsteek, daar waar ek wil wegkruip. Maar Jesus hou aanhou vra, waar is jy? Wat probeer jy eintlik toemaak? Die angs, die vrees, skuldgevoelens, geheime mislukking, jou geestelike leegheid? Jy kan nie vye blare gebruik om jou skaamte te dek nie. Kom uit jou wegkruip plek, want sien, jy kan nie ongesiens by my probeer verbyglip nie. Ek wil jou iets aanskouliks wys op Golgotha se heuwel. En daardie woorde word in triomf uitgeroep. Paulus skryf dit vir ons in Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En as ek die Bybel geskryf het, sou ek in hakkies geskryf het, Halleluja. Moenie weghardloop van die kruis nie. Hardloop eerder na die kruis toe. En daarom vanmôre is die uitnodiging, kom soos jy is. Al is dit met jou vuil vodde laken van skande. Lê dit neer aan die voet van die kruis. En as Jesus sy gedagte aan ons kan verwoord, sou hy sê, ek wil dit uitruil en vir jou my kleed van geregtigheid gee. My skoon laken wil ek oor jou hang. Hoekom is hier die verse in die Bybel? As mens mooi daarna kyk, dan sal 'n mens sien dat hierdie 2 versies eintlik voetspore het wat lei na Golgotha se heuwel. En daar ontdek ek die evangelie, die wonderlike goeie nuus
van verlossing deur Jesus se bloed vir my. Kom ons bid saam. O wonderlike Here, is eintlik my verhaal. Soveel kere dat die groot gryper my ontseën nie, waar ek bang word, waar ek U verloon, waar ek weer vlug uit my skande, waar ek weer wegkruip. Dankie Here, dat ek nie ongesiens by Jesus verby kan glip nie, maar dat U weet van my, dat U alles van my weet, en dat Hy my nooi, om met my skande, my sondbevlekte kleed, dat ek daardie skande voor die voete van die kruis kan lê, en dat U daardie kleed kan wegwerp, en dat U die wonderlike kleed van Jesus se verdienste oor my skouers hang. Dankie Here, dat daar geen veroordeling is vir die wat in Jesus is nie. Amen.